So ek wil hê jy moet nou jare teruggaan in jou lewe. Van ons moet bietjie meer jare teruggaan as ander. Maar toe jy kind was, is nog so laerskool en kleiner, hoërskool was dit nie meer cool nie. So laerskool en kleiner het julle 'n speletjie gespeel, wegkruipertjie, En daar was iets rondom hierdie wegkruiper speletjie dat as jy gaan wegkruip, het jy nou nogals baie mag gehad. Jy het eintlik beheer uitgeoefen. Want die persoon wat met jou moet soek, hardloop soos 'n mal ding rond. En jy weet, jy's in beheer. Jy kies jou plek waar jy wil wegkruip en dis nogals lekker om iewers te sit en te weet, maar niemand anderste kan my sien nie. Niemand weet van my nie. Wegkruipertjie was 'n lekker ding, alhoewel ons jongste Andrew verstaan nie die konsep nie. Hy weet nie van wegkruip nie. Hy gaan kruip weg en dan tel Leon en dan sê hy, jy weet nou 10, hier kom ek, hier is ek, sê hy somme. Hy verstaan daai konsep nie lekker nie. En natuurlik Leon gaan kruip weg en dan moet Andrew hom soek en dan loop Andrew net so, nee ek weet nie waar jy is nie. Hy gaan soekie eers, hy kyk net so en dan maar daar's iets rondom hierdie wegkruipertjie wat ek wil gebruik om 'n dilemma in ons wêrelde te verduidelik. En selfs wanneer ons geloofslewe kom, is daar hierdie idee van wegkruipertjie speel, van geheimhouding, van niemand kan my sien nie. En ek het sommer so 3 groot goed uit gaan kies, wat ek net wil uitlig aan hoe hierdie ding werk, van niemand sien tog nie. So een van die groot goeters is dat, kom ons vat dit pornografie. Agter geslote deure waar niemand weet jy sit en kyk nie, vind dit plaas. Want niemand sien dit tog nie, niemand weet daarvan nie. Jy in die aand as almal slaap, loop jy daar na die garage toe, in 'n leë verfblik, haal jy jou botteltjie uit, en jy drink. Niemand weet daarvan nie. Wanneer niemand kyk nie, niemand weet nie, dan gaan kuier jy by iemand, by wie jy nie hoort nie. Miskien dit buite-egtelike verhoudings, huwelike, daai tipe van goeders. Was iets rondom die goeders. En dit is nie nuwe goeders nie. Dit is ou goeders. Goed wat ons doen, en dit hoef nie sulke groot goed te wees nie. Dit is goed wat ons doen, wat ons probeer wegsteek, in geheimhouding het, van niemand sien my nie. En die eerste vorm daarvan is, ek dink ek in die begin van die jaar ook daaroor gepraat, is met Adam en Eva. Hulle het hulle ding gedoen, moes nog geëet van die vrug wat hulle nie moes nie, verlei, en wat doen hulle daarna? Hulle gaan kruip weg. Hulle gaan kruip weg, sodat niemand, en hulle dink selfs, God hulle nie kan sien nie. Maar wat doen God? En hy wandel in die tuin, hy loop deur die tuin en hy sê, waar is julle? En hulle besef, hulle kan nie eintlik wegkruip nie. So daar is hierdie ding rondom wegkruip. En ons kan dit op ons dankoffers, en ons bydraes, op watter wyse ook al van toepassing maak. Want ek hoor gereeld, wanneer ons nou die koeverte vir julle uitdeel, dan moet jy jou naam tog nie op die koevert staan nie, want hoekom dominee? Niemand hoef te weet wat ek gee nie. Soms my saak met die Here. Nou, niks verkeerd daarmee nie. Dit is jou saak met die Here. Dit is absoluut, moet jou saak met die Here wees. Dit moet nie jou saak met my wees, of enigiemand anders nie. Maar sien, dis die dilemma wat ons mee sit. Dit is daar's hierdie geruststellende, maar 'n misleidende idee,
van as niemand my sien nie, dan kan ek mos nou doen wat ek wil en daar hoor julle al klaar die gevaar. Hierdie veilige onsigbaarheid teenoor ander mense lyk dikwels na 'n gesindheid van die hart toe. As niemand my kan sien nie, hoe verantwoordbaar is ek dan regtig? Julle hoor daai veiligheid. So as niemand my kan sien wat ek gee nie, dan kan ek mos nou kies wat ek wil gee. So wie 'n vraag vra? As jy kan wegkruip van menslike oordeel. As jy kan wegkruip van menslike verwagtinge. As jy kan wegkruip van skuldgevoel. Hoe sal dit lyk? Sommige by jouself, dink sommige by jouself. Hoe sal dit wees as jy kan wegkruip van menslike oordeel, menslike verwagtinge en daai skuldgevoel? As niemand kan sien nie, hoe vrylik kan jy leef? Hoe vrylik kan jy gee as niemand sien nie? Julle sien, as ons begin eerlik wees daaroor, dat wanneer niemand weet wat ek doen nie, kan ek dinge halfhartig doen. Dan kan ek dink ek kom weg met goeders. Dan kan ek wegkom van 'n verantwoordelikheid, van 'n verantwoordbaarheid. As ek kan wegkruip, waarvan loop my hart dan oor? Wat leef binne in my hart? So die Bybel sê nogals iets daaroor. Hebreërs 4. Jy hoef nie saam te blaai nie, dis net een vers wat ek gaan lees. Hebreërs 4 vers 13 staan daar: daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. So as ons wil sê, niemand hoef te sien wat ek doen nie, niemand hoef te sien wat ek gee nie, dit het niks met niemand uit te waai nie, maar ek sê in dieselfde woorde, is 'n saak tussen my en God, dan erken ek daarmee dat God sien wat in my hart aan die gang is. Dan sien God wat my bedoeling is. Hy sien my ingesteldheid. Hierdie teks is nie veronderstel om ons bang te maak nie. Om te sê, okay, nou gaan God ons oordeel nie. God gaan ons judge nou op alles en dit wat ek in elk geval try wegsteek het nie. Dis nie heeltemal hoe God werk nie. Maar ons bang maak nie. Maar hierdie idee van dat God weet in elk geval wat in die geheim aan die gang is, moet ons eintlik vry maak. En sien, want ons sê baie keer dit, dat jou dankoffer in jou 10 dae maand moenie gaan oor noodwendige bedrag nie. Dit gaan mos nou oor jou bedoeling, jou ingesteldheid. So as ek kan sê ek gee hierdie hoeveelheid, dan kan ek met eerlikheid sê, maar dis wat ek bring. En nou is daar weer hierdie
vangplekkie in dit in. 'n Plekkie waar ons mee kan wegkom. Want ek kan sê, as my hart sê ek kan net soveel gee, dan sit ek mos okay. Het gaan nie noodwendig oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die ingesteldheid. Maar julle onthou die storie van die weduwee oor die tempel. Ons gebruik baie keer die teks om te sê ja, maar sy het net een muntstuk gegee. Maar wat was daai een muntstuk? Kan jy onthou? Haar alles. Dis haar ingesteldheid nie om een muntstuk te gee nie, maar om haar alles te gee. Sy kruip nie weg agter die idee van, okay, dit gaan nie oor die bedrag nie. As ek hierdie gee, is dit mos goed genoeg nie. Nee, sy gaan in die ding in van, ek gee my alles. En nou onlangs by die Bybelstudie wat ons mos het, werk ons deur Handelinge en ek weet nie lekker of dit toeval die lig tipe van storie is nie. Maar ons werk met een van hierdie tekste en die groepie vra my, het dit nie te doen met ons dankoffers ons 10de maand en ek sê heel moontlik. So hier is 'n storie. In Handelinge vind ons in die eerste 3-4 hoofstukke 'n geweldige groei in gelowiges. Onthou dit is kort na Jesus se opstanding en goeters. Hy vaar op in Handelinge en dan lees ons op 2 gevalle waar daar die eerste geval is meer as 5000 mense kom tot bekering en in die volgende geval of is andersom, eers 3000 en toe 5000 mense kom tot bekering, kom tot geloof en begin 'n deel te vorm. En wat is die een groot ding wat hulle doen? Wie kan onthou wat staan daar geskrywe? Wat doen die gelowiges van daai tyd? Om hulle toewyding te wys. Dien jy antwoord? Hulle het alles onder mekaar gedeel. Die letterlike woorde staan nou eintlik, hulle het alles wat hulle het gaan verkoop en vir die kerk gebring en gesê deel dit onder mekaar uit. 2 keer vind daai gedeeltes plaas. Dit is hoe ernstig die gelowig is. Daar was nie iemand wat vir hulle gesê het julle moet dit nou doen nie. Julle moet nou dit doen soos wat ek nou maar hier moet staan en sê hoe die goed werk nie. Nee. Daai was 'n ding wat uit hulle hart uit gekom het want hulle besef die evangelie, dit wat Jesus gedoen het, is om te sê ons het mekaar nodig en ons moet vir mekaar ons goeders gee. Dit is net 'n dramatiese storie, maar ek probeer die beginsel agter verduidelik. Hulle gee dit. Een van die groot figure weet ons was Barnabas gewees. En nou vind ons hier in Handelinge 4 'n ommeswaaiplaas. Hier's 2 mense, Ananias en Safira. Hulle word ook deel van die gelowige groep en hulle gaan verkoop ook al hulle goeders. Maar die verhaal gaan verder. Hulle word uitgewys dat hulle nie alles vir die ander gegee het nie. Hulle het 'n groot gedeelte vir hulle self teruggehou. En dan sal hulle in hierdie gesprek met Petrus, wat Petrus hierdie harde woorde sê, julle moet dit mooi hoor. Ek wil dit vir julle lees want dit is harde woorde. Petrus se woorde aan Ananias is skerp. Dit sê: "Hoekom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Hulle het nie gelieg aan mense nie, hulle het teen God gesondig omdat hulle motief skynheilig was." Ananias en Safira het gedink hulle kan dit wegsteek. Daai wegkruipertjie, niemand gaan tog weet nie. Dit mos niks met niemand uit te waai nie. En God kom en sê eintlik daarso, julle was oneerlik geweest. Weet julle hoe eindig daai verhaal? Ek hoop regtig nie dit is hoe God nog werk nie. Hoe eindig daai verhaal van Ananias en Safira? Hulle slaan dood neer. Dis hoe ernstig God is oor skynheiligheid, oor oneerlikheid. Wat God het, wat die kommentaar in daai vers sê is dat daai is die tipe van goed wat die geloofgemeenskap die meeste kan seermaak. Is 'n oneerlikheid onder mekaar. So hoekom vertel ek dit vir julle? Wanneer ons werk
met ons 10de maand, met ons dankoffers, met al hierdie tipe van goeders, kan ons in die illusie leef dat niemand weet wat eintlik aan die gang is nie. Maar daar's 'n God wat sien wat jou ingesteldheid is. Hy vra nie noodwendig jou alles nie, maar hy vra jou openheid, hy vra jou opregtheid, hy vra jou eerlikheid. Hy vra dat as jy gee met 'n vrygewige en blymoedige hart. God sê, moenie terughou nie. So wat ons aan mekaar wil sê in hierdie jaar, in ons 10de maand, dat ek gaan gee, dan gee ek met daai ingesteldheid, dat God weet waarmee ek dit gee. As hy vir jou vra, gee jou minimum, dan wees eerlik daaroor. As God vra, gee jou maksimum, wees dan eerlik daarin, maar wees getrou in dit wat hy doen. Ek kan nie vir jou voorskryf hoe jy hierdie 10de maand moet deelneem daaraan nie. Ek kan net vir jou sê, uit my eie lewe uit, dat dit my vrygemaak het, toe ek bewus geraak het daarvan, dat niks van hierdie goeders oor my eintlik gaan nie. Dat ek ook bewus geraak het, dat God vra net van my, om getrou en eerlik aan hom te wees. Ontdek ek 'n vryheid daarin. Dis nie 'n plek om aan agteraan weg te kruip nie. Dis nie 'n plek om weg te steek nie. Maar dis 'n plek om vryheid te kry. 'n Vryheid wat net God vir jou kan gee. So ek wil vir jou vra, wanneer ons aangaan met die 10de maand, sit jy hier in die kerk met jou hart nogal buite die deur? Of sit jy hier met alles wie jy is? En jy gee jouself oor aan God. En jy vra vir God, sê vir my, hoe moet ek hierdie jaar met my 10de maand te werk gaan? Wat moet ek bring? In die res van die reekse en die res van die preke, die 2 wat hierop volg, gaan julle mooi sien oor hoe hierdie beginsel 'n groter deel van God is. Vanoggend is net die eerste een om eerlik te wees dat ons is geneig daarna toe om agter verskonings weg te kruip. Volgende week gaan ons meer gesels oor ek probeer dit in my kop onthou. Die laaste ene gaan oor hoe God koninkryke bou met hierdie goeders. En die middelste ene is nou by my kop uit. Gerda-Marie, jy het die goed saam met my deurgewerk. Ek nou heeltemal vergeet wat die tweede ene is. Jammer daaroor, ek sal my nou byval, ek sal nou iets oor sê. Maar ek wil vir jou vra, soos wat ons aangaan met die 10de maand. Jy is meer as welkom om enige tyd jou dankoffer te bring. En in die koevertjies te sit en al daai tipe van goeders. Maar ek wil vir jou vra dat daar is 'n klein koevertjie in die groot koevert. Die 3de Sondag, ek dink is 3 November as ek my datum reg het. Daarom. Die 3de Sondag bring jy daai koevertjie saam. Hy hoef nie iets in te hê nie. Hy kan leeg wees. Maar jy daai klein koevertjie nodig daai Sondag aan dit wat ons saam hierso op daai Sondag doen. So jy kan enige stadium jou dankoffer inbring en as jy jou koevertjie daarmee ingee, dan gee ons vir jou 'n ander koevertjie. Nie om nog te kry nie, net om te sê dis vir daai Sondag se doeleindes. So ek wil regtig hê julle moet saam met my op reis wees. Hierdie goed is so moeilik as dit vir jou is en so veel vrae as wat jy mee sit dalk vanoggend hier, so sit ek ook. Ek sit ook met hierdie goeders. Ek is ook mens. Ek worstel daarmee. Ek het nie al die antwoorde wat julle soek nie. Maar ek kan net vir julle sê, my reis is dat ek ontdek, as ek eerlik, getrou is, dan gebeur daar 'n klomp goed binne in my. Ek kry 'n vrede, want daar's nie meer skuldgevoel nie. Ek kry 'n vryheid, want ek is nie gebind tot hierdie wêreld toe nie. Julle hoor daai goeders. En my gebed is, dat julle saam met my op reis is, en so beleef hoe God in jou wêreld
iets begin doen. So maak jou oë vir 'n oombliekie toe. Jy sit dalk met 'n klompie vrae rondom die geld en die kerk. Jy sit met vrae rondom, is dit regtig wat God van ons vra? Is dit maar net manipulasie nie? Terwyl jy so stil word, wil ek hê, gaan in daai vrae in. Vra die vrae. Vra dit vir God. My gebed regtig hierdie jaar vir jou is dat jy iets nuuts van jouself sal ontdek, dat God iets van jou openbaar, maar ook dat God iets van homself openbaar in jou en hoe hy wil hê jy moet leef, hoe jou hart moet klop. God se hart klop aan die feit dat hy in oorvloed vir jou en my gee. Ons hartklop moet dieselfde terug wees. Here, ek kom vanoggend en ek kan net namens myself bid. En ek kom vra om verskoning en vergifnis. Dat ek altyd agter 'n klomp goed wegkruip, dat ek myself wegkruip. En dat U verby my wandel en sê kom uit. Ek sien jou. En dat ek 'n vrymoedigheid het, Here, hierdie jaar om uit daai wegkruipplek uit te kom. Uit daai geheimenis uit. En in die lig te kom en te sê ja, Here, hier is ek. Dat ek bereid sal wees om getrou te wees aan die woord. Dat ek getrou sal wees aan U verwagting van my. Ja, Here, ek wil vra, kom vorm my in die plek waar ek die moeilikste gevorm kan word. Die plek wat ek die moeilikste wil laat gaan. Kom verander my hart, kom verander my ingesteldheid. Amen. Goed, ek wil jou weer terugvat baie jare terug na jou kinderdae toe. Die rede hoekom ek dit doen is die hele reeks half het ek opgestel met hierdie speletjies uit ons kinderjare uit. So dis om jou terug te vat en bietjie nostalgies te wees oor die goeie. So onthou jy die jare, miskien het jy dit gedoen, miskien nie, maar die jare toe jy skattejag gespeel het. Nee, ietsie is weggesteek en goeders en dan het jy nou hierdie tog gegaan om hierdie skat te gaan soek. En ek weet nie van julle nie, maar dis heel dikwels my probleem gewees en ek sien dit in ons oudstene ook en ek besef eintlik nou al hoe meer dat die rede hoekom hy is wat hy is seker omdat ek is soos wat ek is. Maar die probleem is dat kyk ek is mal gewees op skattejag. Ek weet jy hardloop en jy weet daar's daai excitement van yes, ek gaan hierdie skat vind. Maar meer dikwels as nie as ek die skat kry, was ek super teleurgesteld. Want dit is nie wat ek wou gehad het nie. Daai skat is nie wat ek in gedagte gehad het. Ek weet nie, het julle so iets al beleef? Nee, jy soek iets en dan is jy opgewonde, maar in die oomblik as jy hom kry, so, nee, dis hoekom ek hierdie ding ook saamgebring het. Want hy werk ook so. Wat is die? 'n Lucky Packet. Nee, het julle al vergeet hoe lyk 'n Lucky Packet en wat 'n Lucky Packet is?
Ons kinders is super opgewonde. Kyk toe Darien gister met die ding by die huis, want ek sê vir haar gistermiddag laat, ek sê o gats, ek het nie 'n lucky packet gekoop nie. Sy sê nee, maar sy gaan ry. En toe sy met die ding in die huis inkom, kyk, hy kinders is op. Yes, hulle gaan nou 'n lucky packet kry. En wat is die ding van 'n lucky packet? Wat is so aanloklik tot dit toe? Né? Want daar's die moontlikheid, hoor mooi, daar's die moontlikheid om iets te kry. Iets waardevols, iets lekkers, it's amazing. En jy kan nie weet wat dit is nie, jy kan nie regtig sien nie. So ons hierdie super opgewondenheid. En as jy hom oopmaak en jy begin nou te unpack. En weer eens gaan ek een van ons kinders gebruik, Leon veral. Kyk as hy so begin unpack en sien jy hoe drop sy gesiggie. Is dit nou al? Maar hy speel met die goeders en hy eet al meerderlik aan die goeders. Hierdie ene byvoorbeeld het 'n lekker koeldrankie in, hier's beskuitjies in. 'n Speeldingetjie, nie altyd wat wonderse speeldingetjies. Partymal is hulle gebreek nog voordat jy hom eers begin het daarmee. Hier sweeties in, daar's 'n suikstokkie in, tipe van 'n springmielies, hulle noem dit 'n puffed corn of so ietsie. So dis wat daarin is. Ons weer lees ons wat daarin is. Maar ons weet min kere wat daar regtig in is. En dis wat by ek wil uitkom is met skattejag, met die lucky packet effek. Kom ons op 'n punt waar teleurstelling 'n groot rol speel. So daar's binne in hierdie soeke na iets, hierdie opgewondenheid, is daar ook hierdie ongemaklikheid, hierdie vrees, hierdie bangheid, hierdie teleurstelling van dit wat ek gaan kry. En dit is so met ons geloofslewe ook. Ek veronderstel dat wanneer ons in 'n verhouding met God is, wanneer ons sê ons is Christene, ons is gelowiges, dan is ons altyd op 'n reis van ontdekking, van soek. Want jy wil altyd, die behoefte is veronderstel om daar te wees om jou beter te maak. Maar dis nou waar die ding inkom. Dikwels is daai reis en daai soeke baie lekkerder as dit wat jy op die einde van die dag ontdek. Dit wat die Bybel en geloof vir jou sê wat jy eintlik voorstel is om te wees. Daai is die minder lekker ding. So baie keer gee ons op goeders want ons is bang, ons teleurgesteld in dit wat ons gaan kry. Dan is dit soos hierdie duur lucky packet wat eintlik op die einde van die dag nie waarde in het nie, omdat jy nie regtig daarvan hou nie. En die sielkunde het nog 'n groot ding rondom daai hele idee van hoekom is ons ongemaklik met dit wat ons ontdek, hoekom sukkel ons daarmee. En veral dan as dit kom by 10de maand. Weer daai hele ding van ek moet gee. Want dis wat ons nou met mekaar eerlik gaan nou 'n bietjie unpack oor waar die gee vandaan kom. Maar 10de maand vra van jou om te gee en dis die ongemaklikheid. Dis daai ding wat ek hou nie hiervan nie. Dis deel van die lucky packet, dis deel van die geloof. Maar hoekom voel ons so daaroor? En ons 3 goed wat die sielkunde sê wat op hierdie gee vlak, veral as dit by ons hulpbronne kom, soos ons geld kom. Daar's 3 maniere hoe ons worstel daarmee. En ek het die 3 maniere verlede jaar in ons 10de maand reeks eintlik heeltemal uitgepak. So ek gaan net kortliks daar verwys. Ek dink die video's behoort nog op YouTube te wees. So gaan soek as jy net bietjie meer weer wil weet daaroor. Dit is daar. Maar die eerste ding wat ons doen is ons is bedraad, ons breine is bedraad met op so 'n wyse dat ons beleef verlies dubbel so erg as wat ons 'n wins beleef. Ek gaan dit weer sê. Ons beleef verlies dubbel so erg as wat ons 'n wins beleef. Nou, gaan weer die lucky packet vat. As ek nou vir 'n kind sê, kom hier's vir jou 'n lucky packet. En nou 'n opgewondenheid is daar.
En hy maak dit oop. En daar's nou niks daarin wat hy van hou nie. Is daai verlies dubbel soveel soos wat die opgewondenheid was voor die tyd. Op 'n ander manier gestel, en dis nie ek wat so sê nie, die sielkunde bevestig hierdie goed, want dis ons breine werk. Ouers is baie opgewonde wanneer hulle 'n babietjie kry, wanneer daar 'n babietjie gebore word. Ek meen hulle sê mens kan nie daai opgewondenheid beskryf nie. Maar dubbel soveel kan ons nie die verlies wanneer iemand tot sterwe kom beskryf nie. Dis vir ons baie moeiliker om die verlies van iemand wat ons voor lief was te hanteer as die opgewondenheid toe daar lewe was. Julle hoor daai ding. Dis die realiteit waarmee ons sit. So die sielkunde sê die eerste ding waaroor dit gaan is hierdie skaarste mentaliteit. Dat ons is bang vir hierdie belewenis van dat as ek iets weggee, ek 'n verlies daaraan gaan hê. Want as jy iets moet gee, dan het jy dit nie meer nie, dis 'n verlies en jy beleef dit dubbel so erg as wat jy gekry het. So kom ons vat dit, baie van ons, meeste van ons dalk nog, pensionaars ook op 'n manier, kry jou salaris in die begin van die maand. Jy's super opgewonde daaroor, yes, payday. Tot die eerste aftrekking aangaan, kyk daai verlies. Jy voel jy wil boos word. Nee. Julle sien hoe die goed werk. So wanneer ons dan met hierdie gee-ding gekonfronteer word, is dit die eerste ding waartoe ons gaan, is dat ek moet gee van iets, een van my hulpbronne, dat ek weggee. Ek het nou 'n verlies daaraan. En ons sukkel daarmee. Die tweede ding wat ons doen is die idee van beheer. En die ouens sê, die slim mense sê, dat die laaste plek van beheer in ons lewens is ons finansies. Dis die laaste plek waar jy nog beheer kan toepas. Dink mooi daaroor. Jy het nie regtig beheer oor wat in jou dag gaan gebeur nie. Jy het nie beheer wanneer jy dorp toe gaan oor met die aanraking wat jy met mense het en die verkeer waarin jy ingaan en al daai goeders. Jy het nie beheer daaroor nie. Jy het nie beheer wat by die werk gebeur nie. Jy het beheer oor wat jy vandag dalk moet doen, maar daar's ander goed wat inkom en dan verloor jy beheer en aan die einde van die dag het jy nie dit gedoen nie. Wanneer jy met kinders het, is jy nie in beheer nie. Kinders beheer jou. Die finansies, jou geld, dit wat jy het, jou materiële goeders, is die laaste plek waar jy beheer kan op uitvoer. Jy kan kies wat jy met daai wat jy het doen. Dis nou nadat SARS gesê het ek kies eerste. Ons nadat die medies, die versekering, die huur, al daai goeders afgegaan het. Kyk, hulle kies eerste. Daai wat jy oor het, daarmee kan jy sê, okay, dit is myne. Ek is in beheer hiervan. En as jy dit moet gee, dan gee jy tog 'n stukkie van daai beheer weg. Want nou het jy nie beheer daaroor nie. Iets of iemand anders het beheer daaroor. Die derde een is 'n vreemde ene. En dit is die identiteit van 'n houer, in terme van dat ons hou daarvan om goed vir onsself te hou. Dis ons eerste ding wat ons ons eerste gemaklikheid. Ons hou daarvan om dinge vir onsself te hou. Kyk, jou hoarders is baie erg in hierdie ding. Julle weet wat, daai ouens wat alles opgaar. Kyk, ek gaan nie sê ek is 'n hoarder nie. Maar ek hou nie van weggooi nie. Ons het so 'n stoortjie by die huis vandat ons hier ingetrek het. Dis so 'n stoortjie hier agter so 'n kamertjie, is eintlik 'n buitekamer. En daar het ons 'n klomp goed ingepak wat ons nie dadelik uitgepak het nie, wat jy nie dadelik nodig het nie. Maar so deur hierdie 3+ jaar, nê, gaan daar net nog goeders daarin. En op 'n dag sê Darien vir my, sy sê vir my, "Right, dis nou tyd. Ons gaan nou daai plekkie regpak." En soos wat sy uitdra, het ek nou gehoop daar's 2 hoopies. Die weggooi hoop en die hou hoopie. Ek het baie vinnig agtergekom, nee, daar's net een hoopie. Die weggooi hoopie. So ek moes baie met daar sit.
Sy het daar nie ordentlikheid gehad om te sê, "Alraai, wat van die?" Dan sê ek vir haar, "Ja," sê sy, "Wat is dit vir haar? Verduidelik dit. Gaan jy dit ooit weer gebruik?" "Ja, nou." Ek sê, "Nee, weg, gaan." Jy sien, ons hou van goeders hou. Ons hou nie daarvan om ontslae te raak daarvan nie. En wanneer ons gekonfronteer word met 'n 10de maand met gee, dan vra dit van ons. Jy kan nie vir jouself hou nie. Jy moet let go. En dis nie baie vreemd nie, julle. Wanneer ons teen die goed wil inwerk en ons wil begin anderste goeders doen, en dan gaan jy vir my sê, "Alraai Dominee, ek hoor jou. Dit is deel van my, maar hoe beweeg ek aan? Hoe doen ek dit anders?" Dan gaan ek vir jou sê, kyk na God. Kyk na wie God is. Hoe God werk daar met hierdie goeders. So God het nie 'n skaarste mentaliteit nie. Inteendeel. God gee vrygewig soveel as wat hy wil. Hy het van die begin af, Genesis 1 af, die skepping gegee. Daar, skryf julle. Hy het vir ons oorgenoeg hulpbron op die aarde gegee. God sit nie met 'n skaarste nie. Ek meen, van die groot verse sê, "Vra en ek sal vir jou gee." So God se identiteit lê daarin dat hy nie skaarste mentaliteit, maar 'n oorvloed mentaliteit. God se hele ding is dat, en hier waag ek dit nou, want jy nou dadelik dalk met my wil stry. God sit nie met 'n beheer issue nie. Ja, daar's liedere wat ons sing. God is in beheer, al daai goeders. Daar's baie tekste daarin. En dit is reg, God het beheer oor die skepping en al die ander goeders, maar daar's een plek waar hy nie beheer oor het nie. Wat sê julle dink is dit? Weet jy wat ek sê? Vrye wil. Daarin het God eintlik alle beheer weggegee. Deur vir die mense sê, ek maak jou om jou eie keuses uit te oefen. Wat God sy eie beheer eintlik weg, want hy kan nie beheer wat ons doen nie. So ons keuses daai. En die laaste ding is, God is nie die ou wat hou nie. God is die gewer. Een van God se grootste kernbeelde en identiteite is die God wat gee. God gee dwars deur die eeue en as jy die hele Bybel lees, dan kom jy agter hoe God deur die eeue heen gegee het, hy het die volk versorg, hy het al die goeders gedoen. En wat is die ultimate wat hy gedoen het? Wat is die ultimate gee? Hy het sy seun gegee, inteendeel, ek wil dit sterker stel, God het homself deur sy seun gegee. Want onthou, as ons wil sê, ons glo in 'n drie-enige God, dan het Jesus as God homself gekruisig, toegelaat om homself te laat kruisig, homself gegee. Dis die ultimate vorm van gee. So God is nie 'n houer nie. God in sy wese en sy identiteit is 'n gewer. Ja, saam met baie van die ander goeders. Ek meen Romeine 8 wil ek graag vir julle lees. Dit stel dit nogals baie mooi. Romeine 8 vers 32 sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Nee, ons hoor daarin hoe God alles gee. So hier is die ding. Ons praat baie keer daaroor dat ons die beeld van God is. Nee? Genesis 1 sê dit vir ons. Kom ons maak die mens na ons beeld. Nou wat wil ons vir onsself vat? Ons wil sê dis reg. Ek is gemaak na die beeld van God. Ek is sy kind, ek is al daai goeders. Maar is die beeld van gewer die een wat ons ook wil hê? Ek twyfel. Ek dink die beeld van God is soos die lucky packet. Dis is daai skat wat jy gaan soek. Jy
Jy gaan soek dit en as jy dit ontdek en jy vind dit, is jy nie baie happy daarmee nie. Ek het nie verwag dit is wat God van my gaan vra nie. Dis nie wat ek verwag het wat my beeld van God moet wees nie. As ons ernstig oor hierdie goeters is, as ons wil sê, sorry ek net die papiere reg kry hier. As ons wil sê, ek dra die beeld van God, dan moet ek sê ek dra die beeld van 'n gewer. En so eerlik ek daar moet wees. Dan kan ek nie 'n kontrolfreak wees om beheer te hou van alles nie. Ek kan nie met 'n skaarste mentaliteit leef en sê, maar as ek dit weggee, dan sit ek myself noodwendig in die moeilikheid nie, want dan vertrou ons ook nie genoeg nie. God het ons nie gemaak om te hou nie. Hy het ons gemaak om uit te deel. Ek imagine daai eerste gesprek, hoe God daai woorde sê in die hemel uiter en sê, kom ons maak die beeld van God, het hy nie gesê, kom ons maak die mens 'n houer nie. Ek dink God het gesê, kom ons maak die mens 'n gewer soos wat ons is. Natuurlik is dit nie die kern van God se identiteit nie. Ek dink wie God is, sy beeld in die kernfase is liefde, genade, daai goeders. Maar deel daarvan, deel van liefde, deel van genade, is om 'n gewer te wees. Nee, jy kan nie net vir jouself lief wees nie. Daar's mense wat dit probeer, maar jy moet vir ander mense ook lief wees. Jy gee liefde uit. Jy kan nie net genade vir jouself hou nie, jy gee genade uit, jy deel dit uit. Jy kan nie net binne in jouself hoop nie, jy gaan leef met hoop in 'n wêreld. So in wese, as ons al hierdie goeie saamtrek, dan kan ons sê, maar al hierdie goed wys ons beeld van God. En as ek dit nie kan doen nie, is ek nie eg oor my beeld van God nie. So wat beteken dit dan vir ons 10de maand? As ons sien dat God die gewer is, ons is gemaak na sy beeld, dan moet ons versigtig wees om nie die 10de maand en hierdie tydperk wat ons nou is, te sien as 'n toets nie. Dis asseblief nie wat dit is nie. Inteendeel, ek wil ook nie sê dit is 'n eksamen wat jy moet aflê, dat jy moet nou slaag hierin nie. 10de maand is nie wat bepaal dat jy 'n goeie Christen is nie. Die 10de maand is ook nie om terug te gee aan God vir sy redding in jou nie. En dan sit ons die pot heeltemal weer, want ons kan nie die redding koop nie. Of jy dit nou na die tyd as 'n beloning gee, dit bly koop. Dis nie wat die 10de maand is nie. Wanneer ons ontdek God is 'n gewer en ons beeld van God is in ons en ons leef as 'n gewer, dan raak die 10de maand 'n geleentheid. Die 10de maand raak 'n geleentheid waar jy jou ware identiteit ontdek. Waar jy onthou dat jy ook 'n gewer is en jy bevestig dit in jou praktyk. Dis twee goed wat ek wil hê jy moet onthou. Die eerste ding wat jy doen deur te gee is om te sê, ek is 'n kind van God. Ek is gemaak na u beeld. Ek is u gelykenis, sê die teks. Dis 'n vreemde konsep. Ek is u gelykenis. Dit beteken nie ons is God se gelyke nie. Nee. Die oorspronklike woorde agter sê net dat ons na die karakter, die aard van God is. Nou die karakter en aard van God is vrygewigheid. Dan is ons daarna gemaak. Die tweede ding wat ons doen is, dat wanneer ons identiteit, as die beeld van God as 'n gewer ontdek, daai skat wat ongemaklik is ontdek, dan leef ek volkome
wat God bedoel het ek moet wees. Dan leef ek met absolute vertroue. Want dis die kern mos van geloof. Kennis en vertroue. Challenge is net, hoe ver vertrou jy werklik vir God? So ons is vanoggend by ons laaste Sondag in die 10de maand dank of 'n reeks. En hierdie jaar het ek nou doelbewus nie die normale goed gedoen deur te verduidelik hoekom doen ons 10de maand nie, hoeveel is 10de maand, hoekom die 10de is en al daai tipe van goed. Dus ek het doelbewus nie daai rigting gegaan. Ek dink die meeste van ons die jare heen voor my al het al regtig begin bewus raak van dat die 10de maand dank of verdeel is van 'n gelowige lewe. So ek het nie dit weer probeer verduidelik of probeer bewys of die goed is nie. Hierdie jaar het ons meer 'n pad gestap om te hoor waarmee is God eintlik besig? Met ons jaartema in gedagte van God maak saak, het ons juist daarmee begin werk van okay, as God saak maak, dan maak my 10de saak en hoe lyk dit dan van daar af? So die eerste Sondag het ons gewerk met die hele idee van wat ek genoem het wegkruipertjie. Dat ons probeer soms in die lewe, maar met geloof, met al hierdie goeders, maar spesifiek ook die 10de maand, probeer ons wegkruip met daai woorde van niemand hoef te weet nie. Niemand hoef te weet wat ek in my koevertjie sit nie. Niemand hoef dit ek hoef van niemand te sê nie. En ek was op 'n tyd by 'n gemeente betrokke en die 10de maand bly mos nou altyd 'n sensitiewe ding. En ek weet nie of ek ontstel daar moet wees of ek of dit is hoe dit gewerk het of moet werk nie. Maar daarso het die ouderlinge en die predikant omgegaan tydens die 10de maand. En dan moes jy 'n papiertjie invul van hoeveel jy beloof jy gaan gee. En hulle hoor al klaar, jy weet, hy sit verkeerd hier om die hart. En maar met hierdie hele gedagte in die gang van maar niemand hoef te weet nie, toe wonder ek hoekom? Hoekom kruip ons agter daai goeders weg? Want dit gee vir ons 'n ruimte om halfhartig te wees. Dit gee vir ons 'n ruimte om nie opreg te wees nie. Dit gaan nie oor wat die mense daarvan dink nie. Ons is mos verby daai punt om te sê dat niemand hoef te weet nie want ek hoef my ego daar te streel nie of dit bepaal nie my status nie. Ons is mos verby daai punt al. Ek dink dit gaan bloot meer in die eerste preek wat ons gedoen het, daar oor die feit dat ek kan dink ek kan wegkom met dit. Die tweede een wat ons gedoen het was die skattejag enetjie. Waar ons ontdek het dat goed, wanneer ek nie meer wegkruip nie, wanneer ek sê Here, hier is ek gee my hele hart hierin, dan ontdek ons ook daarin dat ons identiteit as God se beeld. En een van God se beelde, ek dink tog een van die groter beelde, is met die gewer het ons mekaar gesê. Dat God gee deur die eeue heen, van die begin van die skepping af, gee God. En dan wat is sy ultimate ding wat hy gedoen het, wat hy gegee het? Hy het sy seun gegee vir ons. En daarmee het ek gesê, in wese het God homself vir ons gegee. Ek meen mens kry nie 'n groter gee as dit nie. En ons het met Genesis gewerk wat gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld. En as ons dit eerlik wil opvat, as ons wil eg wees daarmee, dan beteken dit dat hierdie gewerbeeld in ons is. En ons gee bloot, nie omdat dit 'n plig is nie, maar omdat ons diepste karakterbeeld van God weerspieël. En dis wat ons verlede week ontdek het. En dan beweeg ons dan na hierdie week se goeters toe. En die week
so werk ons met die tema die Lego effek. So en ek wil vir julle graag verduidelik wat ek daaraan gedagte het. So ek het hier 'n paar blokkies saamgebring. Hierdie is nou nie Legos nie. Hierdie is sommer een of ander Chinese maak. Maar die Legos is nou te klein. Jy weet as ek nou hier gaan vashou, dan gaan jy nou sukkel om die Lego blokkie te sien. Ek gaan hom net hier neersit want ek het my hande nodig. So ek het hierdie blokkie hierso. En hierdie een blokkie het waarde. Nee, hy het 'n individuele waarde. Hy's 'n rooi blokkie met 6 puntjies. Hulle noem dit 'n 2x6 blokkie. En dit is sy individuele waarde. Maar op ons sigself, daar is dit al wat hy het. Verder het hy geen ander waarde nie. Maar wanneer ons nou beginne en ons voeg 'n klomp ander individuele blokkies by, nou begin hy 'n bietjie waarde te kry in 'n groep. Want nou is die potensiaal daar dat hy hierdie rooi blokkie onder meer kan word. Ek het deel word van 'n gebou of enigiets wat 'n mens kan droom. En so is dit met ons in die kerk ook. Ons is dikwels sien ons onsself as hierdie individue. En ek het my eie waarde. En ek koppel daai waarde aan die huis wat ek het. Ek koppel daai waarde aan die kar wat ek ry. Ek koppel daai waarde aan my bankbalans. Maar dit bly jou waarde. Dit bly net joune. En die dag wat jy nou nie meer hier is nie, dan is daai waarde nie regtig belangrik nie. Jou kinders smaal dank omdat hulle 'n groot erfposie het. Maar jou waarde beteken niks meer nie. Jou geld het waarde, dit wat jy agterlos het waarde, maar wie en wat jy was, wat jy in hierdie goed ingesit het, het nie meer waarde nie. Maar ons leer dat as wanneer ons waarde begin vind van iets groters, dan die dag wat jy nie meer daar is nie, behou dat daai waarde. So wanneer ons gesels oor die 10de maand, dan is dit wat ek wil hê in jou gedagte moet hou, dat jou 10de maand dankoffer soos daai Lego blokkie is. By dit self is dit dalk nie van groot waarde nie. Jy beskou dit as waarde want jy gee waarde daaraan aan die hoeveelheid wat jy gee. En jy dink, "Yes." Maar daar's iets groters aan hierdie prentjie. Wanneer jy jou 10de maand vir die kerk gee, dan vorm dit deel van 'n groter prentjie. Julle almal saam wat hierso sit, al daai 10de maand bydraes raak deel van iets groters. En ek wil graag dit vir julle uitwys hoe dit is. In 1 Korintiërs skryf Paulus hierdie verse. Jy hoef nou nie saam te blaai nie, luister sommer net na dit. Dit is 'n kort stukkie. In 1 Korintiërs 3 skryf Paulus: "Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop." Ek gaan net daai verse, die res is waarskuwings, maar ons gaan nie vanoggend daarmee werk nie. Wat is die eerste gedeelte? Ons is medewerkers, medebouers aan die gebou van God. 'n Kerk, kom ons vat ons gemeente wat hier is, het mos nou nie vandag ontstaan nie. Dit wat ons vandag hier het, is gebou op baie generasies voor ons se werke. Die kategese wat ons kan doen, is gebou op vorige generasies. Die armesorg wat ons kan doen,
is gebou op vorige generasies. Elke van julle het ook 'n deel een gehad. So elke persoon in die geskiedenis wat deel was van hierdie gemeente, het sy Lego blokkie in hierdie gemeente ingesit op een of ander wyse. Sodat ons vandag hier 'n kerk kan wees. En net so, terwyl jy hier is en jy voeg jou Lego blokkie hier by die gemeente, dan kan 'n toekomstige generasie deel hê daaraan. Ons bou in die kerk aan 'n nalatenskap vir die volgenes, want jy deel in 'n vorige nalatenskap. En dit is hoe God werk. Hy het hierdie groot bouprojek waarmee hy besig is. En ek en jy is boublokkies, Lego blokkies. En sodra ons blokkies daarbey voeg, dan word dit deel van hierdie groot bouprojek waarvan ons nie eers die volle prentjie het nie. Ek dink nie ons sal sien die helfte, 'n kwart van waarmee God besig is nie. Wanneer ons praat oor ons tiendes, dan is dit wat ons doen. Dis die effek daarvan. Ek gesê ek gaan nie praat oor hoekom en die waarom en al daai goeders nie. Ek praat vanoggend oor die effek van wat ons 10de maand kan wees. Dat mense uit die verlede uit dit gedoen het, sodat ons vandag hier kan wees en ons doen dit, sodat daar toekomstige generasies hier kan wees. God se werk is nie net vir hier en nou nie. So wanneer jy nou in hierdie tydperk, nie net vandag nie, daar's nog vorentoe tyd of jy het al reeds, wanneer jy jou 10de gee, dan maak jy kinderbediening moontlik. Jy maak die kinderbediening moontlik waar daar mense is wat met klein kindertjies werk. Met die vertroue dat daai kind God sal leer ken en dat daai kind hulle hart vir God kan gee wanneer hulle tiener is of vroeër of later. Maar ons bou al daar. Wanneer jy jou 10de gee, dan gee jy dit sodat ons behoeftige mense kan ondersteun. Dat ons hoop in 'n wêreld bring waar daar soveel nood is. Wanneer jy jou 10de Lego blokkie bysit, dan maak jy wat hier gebeur moontlik. Hier waar ons bymekaar sit, bring ons tog troos vir mekaar. Hier waar ons bymekaar sit, bring ons 'n genesing van mense wat stikkend en gebroken is. Julle sien hoe vorm hierdie goeders deel van 'n groter prentjie. En ons kan nou maklik vir mekaar sê, ja, maar dis hoekom my maandelikse bydrae daar is, dis hoekom my Sondag liefdesgawes daar is. Nou wat dan van die 10de maand? Wat moet dit dan veronderstel om te wees? 'n Spaarrekening. Dat ons 10de gee, ons Lego blokkie voeg, maar dit mag nie gebruik word nie, moet net daar lê. Nee. Dit is deel van hierdie groter ding waarmee ons besig is. God gebruik alles wat ons na hom toe bring om sy bouprojek te voltooi. En wanneer ons dan hierdie ding verstaan, dat dit nie net oor my gaan en my blokkie nie, maar wanneer ek deel is van 'n groter ene, dan is daar mos nou ook hierdie ding in die 10de maand dankoffer, dat dit uit 'n dankbare hart moet kom. Wanneer ons eers dan raak die 10de maand nie vir ons 'n moed nie. Ag, is al weer daardie tyd, nou moet ek dit alweer doen nie. Dit raak nie 'n rekening wat ons moet betaal nie. Nee. As jy regtig in skuld is by die Here, gaan geen bedrag geld in elk geval help nie. Dis nie 'n rekening wat jy moet betaal nie. Is ook nie belasting wat net gevat word nie, waar jy nie 'n keuse het nie. Nee, die 10de maand is groter as dit.
Die 10de maand dankoffer is juis dit, 'n dankoffer om te kom sê die God wat die gewer is, soveel al vir jou gegee het en al wat jy kan doen is om dankie te sê en deur daai dankie kom sê Here, al wat ek nou doen is ek gee dit wat U vir my gegee het weer terug aan U. 'n Klein stukkie daarvan sê ek Here, hier's dit. Dis my dankbaarheid. Ek wil weer daai bekende versie storie aanhaal van die weduwee wat haar laaste geldjies kom ingooi het. Kyk, ons bly dit altyd koppel aan die hoeveelheid. Want die teks sê, is dit wat sy gebring het nie meer werd as wat hulle gegee het nie. So ons sit altyd daar 'n waarde aan. Maar ek het dit laasweek dink ek aangeraak, wat bring sy eintlik na die tafel toe? Sy bring haar alles, haar hele hart, haar vertroue, bring sy eintlik daar na God toe. En sy sê, Here, hier is dit. Sy weet nie waarheen sy op pad is nie, sy weet nie hoe sy vir die môre gaan sorg nie. Al wat sy weet is dis wat sy moet doen, omdat sy glo, vertrou en dankbaar is vir wat God doen. Die ander ou, wat gee sonder dat dit aan hom eintlik raak. Hy het 'n oorvloed en dit pla hom nie. So dit gaan nie noodwendig oor die hoeveelheid nie, maar dit gaan met die hart, die dankbaarheid waarmee jy kom. Natuurlik is dit dan so, dat hoe meer eg daardie hart is, hoe meer daardie vertroue is, sal dit ook dit weerspieël. So ek wil vir jou vra ter voorbereiding. Nou daar's papiertjies oral uitgesit, daar's potlode. Dat jy nou daai papiertjie en potlood sal vat. En dat jy daar gaan goed opskryf en ek gaan dit nou op die bord sit voordat jy opsit Jan nou. Wil ek hê jy moet daaroor dink en nie sê goed wat jy oor gaan dink. Ek wil hê jy moet of jy kan al 3 doen of jy kan net 1 doen, 2 doen, is jou keuse vir oggend. Maar wat jy gaan doen is ek wil hê jy moet ietsie skryf oor 'n vrees, bekommernis wat jy het. Met ander woorde, as ons teruggaan na die eerste preek toe, watter angs of kommer gee jy vir God vandag, sodat jou hart kan vry wees om te help bou aan dit waarmee God besig is? Is dit dalk die hele ding van 'n skaarste mentaliteit, dat jy bekommerd is, dat daar nie genoeg is nie? Die tweede ding wat jy oor kan skryf is, miskien wil jy vanoggend regtig 'n commitment maak, sorry vir die Engels, oor 'n gawe of 'n talent wat jy het, wat jy wil gebruik in die gemeente. Jy wil daai vermoë van jou beskikbaar stel, sodat jy kan sê, ja Here, gebruik dit, want ek weet my insette hier gaan vir die volgende generasies wees. Of natuurlik dan die laaste ene waaroor die hele hierdie afgelope 3 weke gaan, is dat jy weet dat jy jou 10de vir die Here gee en dat dit 'n impak sal maak, dat God dit op 'n wyse sal gebruik wat vir jou sin maak. So jy kan also skryf, ek gee my 10de omdat ek graag doetjie daaraan wil bou. Wat ook al daai ietsie is waaraan jy wil help bou. Jy kan spesifiek skryf. So daai woorde gaan op die bord kom. En dan gaan ek vir jou tydjie gee dat jy dit begin invul. En mag jy dit terwyl jy daarso skryf, mag jy regtig eerlik wees. Want jy en God het nou 'n gesprek. Skryf nie meer weg nie. Ons gee jouself oor aan God. So skryf jy goedjies, Jan Rino, jy kan nie musiek vir ons so lank aansit.